Goeienaand, baie lekker om saam met jou te kuier op 'n Sondag aand, die begin van 'n nuwe week wat voorlê en glo dat jy het een goeie dag agter die rug. Mag jy werklik waar ook vanaand sommer maar net jy weet agteroor sit en ontspan en geniet ook so ons sessie. Dit is lekker altyd met ons aanlyn kerkdienste. Ek glo hierdie week behoort my Wi-Fi by my nuwe plekkie aangesluit te word. Al die papier is in. Dis Suid-Afrika. Dit vat mos maar tyd, jong. Jy weet mos hulle het Afrika tyd. En ek wag maar in spanning en glo dit sal seker in hierdie week aangeskakel word. En nou ja, ek moet vir jou sê, ek het net terwyl ek so sit en net mediteer op die woord en dink aan die uitstorting van die Heilige Gees en vanoggend se diens dan dink ek, ons is so bevoorreg om, jy weet, te kan as mens, kom ek praat van in ons godsdienst en ons geloof, dat ons sy lewende God aanbid. Dat ons God kan ervaar deur sy Gees. En juist met Pentekoste en met Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, is hierdie werklik vir my ook ek is dankbaar, ons is bevoorreg, dis genade, kom ek sê, dis genade, dat ek en jy die Heilige Gees het, wat ons lei in alle waarheid, en wat vir ons ook alles oopmaak. En vanaand wil ek jou uitnooi om, terwyl jy aanlyn kom, ook te bid in jou hart, en te sê, Heilige Gees, wys my en lei my. Mag hierdie ook 'n week wees in jou lewe, wat jy weet, God se belofte sal nie net proklameer nie, maar dit joune maak. En ek wil vanaand vir jou sê, ons is nie weeskinders nie. Hy het ons eerste lief gehad, en hy het betaal met 'n prys, en juist met daai prys wat betaal is daar testament, en daai testament hou vir jou en vir my die ewige lewe in. En vanaand wil ek jou uitnooi, as jy nog nie weer deel geword het aan die liggaam van Christus nie, dat jy werklik waar by daai plek sal kom, om Jesus aan te neem as jou verlosser en jou saligmaker. En dan wil ek jou uitnooi, en as jy regtig waar leiding nodig het, praat met my, en ek sal so ver as moontlik kyk waar ek jou kan help, en ek sal vir jou leesstof stuur, en ek wil vanaand vir jou sê, ek vertrou die Here ook so in gebed vir jou deurbraak, en ook vir jou genesing. Maak nie saak wat dit is nie, weet dat ek vanaand vir jou intree, en vanaand die Here saam met jou vertrou. Daarom is dit vir my altyd 'n voorreg om, jy weet, saam met jou te kan kuier in die teenwoordigheid van die Here. Ek sien dit altyd as 'n genade oomblik. Ek sien hierdie netwerk, ek sien ons sosiale platforms werklik waar as, jy weet, as 'n platform waar ons, jy weet, God verheerlik, maar ook waar die koninkryk van God, jy weet, gestalte neem in harte en in lewens van mense. En dat mense ook uit hierdie boodskappe op die markplein 'n verskil vir God kan doen. Sou daar enigstens onderbreking wees in my opvangs, ek dink ons het hierdie week het uitsorteer. Volgende naweek, ek noem dit maar net volgende Sondag tot die volgende Sondag, sal daar, jy weet, geen dienste wees nie, want van volgende Saterdag af is ek in Israel, en vat 'n groep saam, en ek is baie opgewonde saam met Roy Strauss en Andres, en ons kyk uit vir een besonderse blessing uit die hand van die Here. Nou vanaand, baie welkom vir al die TikTokkers, vir elkeen ook op ons Facebook. My nommer verskyn op die platforms vir die eenvoudige rede dat jy, as jy nog nie op ons WhatsApp groepe is nie, en jy wil graag op die groepe kom deur om soos vanaand se boodskap te ontvang, en jy weet, kort boodskapies wat ek deur die week plaas, dan moet ek vir jou sê, stuur net 'n boodskap en sê, Stef, laai my op die groep, en ek wil jou graag op die groep laai, sodat jy dit kan kry, en vir my die wonderlik is om te hoor en te ervaar, hoe mense geestelik groei, en hoe hulle sterk word in die Here.
Nou vanoggend het op 'n stukkie Makoue, jy weet die gans hier op die water en die hasie in die agtergrond en die tarantale baie besig gewees. Nou hulle is almal glo ek nou, jy weet, op 'n veilige plekkie besig om te rus. Nou vanaand wil ek jou uitnooi om saam met my, jy weet, te hoor wat die Here vir ons wil sê. En ek wil begin om saam met jou ook te bid en vir jou vra om hierdie boodskap vanaand jou boodskap te maak. En ek sê dit uit my hart uit, want ons lewe in tye waar mense moeg is en oorlaai is en deur dinge gaan en het nodig, of jy hoe sterk is en hoe geestelik, elkeen van ons het nodig om bedien te word een of ander tyd. Naand oom Abri, dit is lekker om saam met jou te kuier, saam met elkeen van julle. En mag jy vanaand ook wat luister, net ervaar die seën van die Here, sy krag en sy sterkte en sy voorsiening. Ek bid saam met jou vir die gebedsversoek wat jy vanaand het. Vanaand vir die begeerte van jou hart, die behoeftes wat jy het, dat jy werklik sal ervaar jou deurbraak en jou genesing, sal ervaar die hand van die Here. En Vader, vanaand bid ek ook so vir hierdie man en vrou wat luister. Ek bid vir hom en haar die seën op hulle huis, op hulle lewens, op hulle besighede, in hulle finansies, in hulle gesondheid, in hulle kinders se lewens, in hulle familie se lewens. Bid ek vanaand u krag en u sterkte. Ek bid vanaand, Here, dat u hulle sal ontvou en sal oplig en versterk soos nog nooit nie. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, Elmarie op TikTok en jy kan maar daarso my nommer kry en dan sal jy ook sien hierso op Facebook is my nommer ook. Nou ek bid dan lê die Here baie keer iemand op jou hart en dan weet jy moet, of jy bid en dan kom iemand net by jou op en dan weet jy moet nou vir hierdie persoon bid, jy moet nou vir hierdie persoon intree. Partykeer is dit 'n gesin, partykeer is dit 'n individu en ek dink elkeen van u sal weet dat mense is daagliks besig en ek hardloop op en af en bedien hier en daar en vir my is gebed baie belangrik. Stilte tyd is belangrik. Ek raak amper sê ek is grimmig. Ek raak geïrriteerd as daar nie stilte is nie. Ek raak geïrriteerd ook as ek nie kan afsonder nie. Daar moet 'n alleen tyd ook wees vir jou met God. En net nou terwyl ek hier sit in my binnekamer, dus ek julle vanaand wil ek nie net 'n boodskap bedien wat sommer net 'n boodskap is nie. Ek wil werklik iets deel wat man en vroue moet hoor. En ek sien teleurstelling elke dag. Ek sien vrees elke dag. Ek sien bekommernis elke dag. Ek sien, jy weet, moedeloosheid, hulpeloosheid, hopeloosheid. Ja, en dit nie net dat jy dit sien nie, jy kan saam hulle bid en baie keer dan, jy weet, so gisteraand het ek vanoggend gedeel het, ek kan na hospitaal sit en dan dink jy weet, as jy net by alles kan uitkom, maar dis so wonderlik die Heilige Gees is. Gebed, sê die woord, dra groot krag. Ons moet nooit ophou om vir mekaar te kan bid nie. En ek wil vanaand met jou sommer maar net kom gesels oor iets wat ek dink baie nodig is om te hoor vanaand weer en vir jou te sê dat jou omstandighede wat jou gesink het of jou omstandighede wat jy tans in is, jy is nie 'n produk van die omstandighede nie. Ek wil vanaand vir jou sê, ons vind dit maklik om ons omstandighede te blameer vir ons mislukkings en ons tekortkominge en selfs daar ondergang wat ons baie keer voel ons deurgaan. Maar ons vergeet te dikwels dat ons niks is, dat Stefan niks kan wees sonder sy omstandighede nie.
Jy kan niks wees sonder die omstandighede nie, want jou en my omstandighede maak van ons unieke mans en vrouens. So ons dink dalk die woord stel iets negatief voor, maar ons moet besef, en ek wil jy moet mooi hoor wat ek vanaand vir jou sê, dat daai omstandighede wat jy het, kan jou positief of negatief maak. En jy en ek het keuses. Hoeveel keer het ek net nie in die laaste 5 jaar, jy weet, by berge gestaan van omstandighede, in COVID het ek het gedink, jy weet, ek is nou by die Here Jesus, en ek was deur 'n ongeluk, en ek het gedink ek is by die Here, en die Here het elke keer opgedaag en wonderbaarlik, jy weet, aan my verskyn, en as ek sê verskyn, het hy opgedaag deur sy woord, en in sy krag, en dit weer kom bevestig, maar jou seisoen is nie klaar nie, dis nog nie jou tyd om huis toe te gaan nie. So ek moes 'n keuse maak in my eie omstandighede, en partykeer is party omstandighede 'n week, en party in 'n maand, party in 'n jaar, en party in 10 jaar. Maar in dit moet jy kan kies lewe, moet jy kan kies deurbraak. En ek dink vanaand, afhangend van wat jy as 'n individu daarvan maak, gaan bepaal hoe jy gaan opeindig. Ek is vanaand wakker as gevolg van besluite wat ek geneem het in my lewe. En baie keer het jy by die Here gehoor, en God het vir jou, jy weet, 'n woord gegee. En dit is wonderlik dat die Here nie vir ons sê wat die toekoms inhou nie. Want baie keer is ons te bang om dan daai pad te wil stap. Maar om op te daag, elke dag op te daag en die dag te vat, en in hom te stap, en te sê, hierdie is my bootjie, hierdie is my pad, en ek sal hier in God loof, eer en prys. En daarom wil ek weer eens sê, jy is nie die produk van die omstandighede, jy het 'n keuse. En jy kan dit jou negatief of positief raak. Al ooit gehoor van die woorde, gebruik jou opvoeding om bo jou omstandighede uit te styg? Wel, dit maak nie saak hoe groot of klein die huis is waarin jy woon nie. En ek wil jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê. Ten minste het ek en jy 'n dak oor ons kop. 'n Kussing waar ek en jy ons kop kan op neerlê. Jy hoef nie baie geld te hê om suksesvol te wees nie. Wat meet jy sukses aan? Ek het net nou hier gesit, en terwyl ek deur hierdie boodskap gaan, te dink ek in my eie lewe, wat is sukses? Het ek sukses in my lewe wat Stefan is? Sien ons dit altyd te raak? Al wat jy nodig het is 'n bietjie selfvertroue, opoffering en die wil en begeerte om suksesvol te wil wees. Jou omstandighede definieer nie wie jy is nie. Ons omstandighede beperk ons nie, beperk my nie, dit beperk jou nie om dinge te doen nie. Dit bied eintlik vir my en jou eerder die geleentheid om ons vlerke te sprei en te vlieg. Jy sê die hoender in die hoenderhok nie. Jy hoort in die lig, Boeta. Dalk was jy eens op 'n tyd in jou lewe op 'n haai gewees en omstandighede het gekom en dit het jou plat gedruk. En ek wil vir jou sê, hou op om in dit vas te kyk, in daai afkop hoender mentaliteit, daai arme ek is oupa eier mentaliteit, en al sit jy in dit, kyk uit dit uit, al sit jy in die boot van storm, het ek en jy net nodig om na die stem te luister. Petrus moes net die stem van Jesus hoor wat op die kantlyn van daai strand gesit het, en vir hulle gesê het, gooi julle net in die ander kant in. Kom ek en jy vanaand hierdie 2 bakoortjies, hierdie 2 skottels, gebruik ek om sensitief te wees vir die Heilige Gees, om sy stem te hoor.
Dit beperk ook nie die plekkie waarin ek en jy hoef te vlieg en kan vlieg nie. Want daarvoor ontvang ek en jy gratis opvoeding. En die Here leer ons. Ek wil vir jou weer sê wat vanaand luister. Met 'n nuwe week wat voorlê en in hierdie maand is ons jy weet sterk op pad na Julie maand toe. Ons is in die middel van die jaar. En dalk het dinge nog nie gebeur soos wat jy gehoop het dit gaan gebeur nie. In plek geval soos jy gedink het dit gaan in plek val nie. Maar ek wil vanaand vir jou sê jy's nog nooit te oud om te droom nie. Moenie ophou droom nie. Moenie ophou aan hierdie beloftes wat God vir jou gegee het. Al gaan nie deur seer, al gaan nie deur dinge, hou vas aan daai beloftes, hou vas aan daai drome. Hou aan droom, die grootste motivering om die regte keuses te maak en die regte besluite te neem. Kom baie keer het ek besef in my lewe uit my omstandighede uit. Baie gevalle kom dit uit my omstandighede. Ek leer. Ek kan leer uit dit wat ek nou juis uitgekom het. As jy nou uit smart uitgekom het, leer daardeur. As jy in dit is, leer daardeur. God plaas ons met 'n rede en ek wil hê jy moet hoor net wat ek sê vir jou in die begin van hierdie week. Jy weet, God plaas ons met 'n rede en 'n besonderse doel in sekere situasies en omstandighede. Nie omdat hy weet ons sal dit nie kan verduur nie, maar omdat God weet. Ons almal is uniek en God weet ons is tot alles in staat. Deur God wat ons die krag gee. Hou op nie glo nie. Hou op in jou omstandighede vaskyk. Daar's tye en seisoene en in dit loof en eer God. In die goed en in die sleg. Prys die Here met vol koskaste. Prys die Here met leë koskaste. Prys God met jou werk en jy sonder jou werk. Ek het hierdie week wat verby is, sê Here, ek kan nie wag om te sien hoe U vir my hierdie maand gaan deurkom en U gaan opdaag nie. Want ek was in 'n paar sessies en ek was in 'n paar opleidingssessies en ek weet God is besig om groot dinge te doen en God openbaar aan my baie dinge. En partykeer raak jy frustreerd want jy voel, jy weet, jy's soos 'n perd wat wil gaan, maar jy's in 'n hok. En ek moes net rustig raak en sê, Here, ek gee dit oor aan U. Maar ek bly sensitief en in afwagting, maar ek hou nie op dit proklameer en leef nie. Ek dink sodra ons as individue, ek en jy wat vanaand saam luister, ons omstandighede toelaat om ons te vorm. Hoor wat ek vanaand vir jou sê, jou omstandighede is dat jy toelaat dat jou omstandighede jou vorm en nie definieer nie. Sal dit jou help om te besef dat daar talle geleenthede opgesluit is in ons omstandighede en wie ek regtig en wie jy regtig is. Dit vorm my, dit definieer my nie. Ek dink sodra ons, ek en jy as persoon, as mens, as individu ons omstandighede toelaat om ons te vorm en nie te definieer nie. Hoor net my uit. Sal dit ons help, sal jou help, dit sal my help om te besef dat daar talle geleenthede opgesluit is in ons omstandighede en wie en wat ek regtig is. Ek stap hier net nou in die huis en ek sê, Here, ek is die kop en nie die stert nie. U is my koning. En ek wil vanaand hê jy moet 'n koning mentaliteit ontwikkel. Dis waar wat jy sê, Wayne, hy sal nie vir jou gee as jy dit nie kan hanteer nie. Ja, trek jou tentpenne uit, vertrou God. Vertrou die Here. Ek wil verder gaan en ek moet hierdie vir jou sê.
dit sal jou en my, ons as individue ook help om 'n beter perspektief te kry. 'n beter perspektief te kry van wat my doel op die aarde is. Jy kan dalk 60 wees, God het nog steeds 'n doel met jou. Jy kan alles in die lewe hê, en jy kan nog steeds op 'n plek kom om in jou bed te sê, weet, ek voel ek kan nou eers dit tot vervulling bring. Ek is nou eers op die regte plek. Dit is nooit te laat nie. 30 of 20, ek kyk na nuwe godsmanne, hier by ons in Zambesi Ryland, elke keer as ek uitry, dan, daar's 'n kerk daar oor kan die Chinese Mall, jy weet, en daar plek is op 'n Saterdag, is daar honderde karre. Sondag, vanmiddag, was honderde karre. Die mense loof en eer die Here, dis jong mense wat saam, ek's opgewonde vir 'n nuwe generasie, wat besig is om op te staan, en wat 'n honger te het om vir God iets te doen. Hoor wat ek vanaand vir jou sê. Hierdie omstandighede, wat ek en jy in is, as jy toelaat dat dit jou nie, dat jy wegstap vanaand van die negatief, en sê, Here, ek het 'n fout gemaak, Here, ek het tyd gemors in my lewe, maar ek kom vanaand terug, wil ek vanaand vir jou sê, en jy op daai plek kan kom om te sê, ek gaan toelaat dat, om ons te vorm, en my nie te definieer nie. Ek het 'n beter mentaliteit as dit, ek is 'n koning se kind, ek is duur gekoop. Wil ek vanaand vir jou sê, gaan jy by 'n plek kom weer in jou lewe, om jou doel te bereik. Ek het 'n doel, en vir baie lank het ek huise gebou, ek was in die bediening voltyds, en vir my hele lewe was ek in die bediening, ek ken net die bediening, en toe ek deur egskeiding, en toe ek uit die bediening, en toe ek huise gebou, en ek het nog steeds op die kantlyn, jy weet, terwyl ek huise gebou het, 'n bietjie gedeel met die mense oor die woord, en ek het nog altyd hierdie hinkering gehad om vir God iets te doen. En toe eendag, toe sê die Here vir my, maar jy het nie 'n kerkkansel nodig nie. Ek wil vanaand vir jou sê, of jy 'n mechanic is, of jy 'n electrician is, of jy met naels werk, of 'n haar tannie is, of jy weet 'n boekhouer is, of 'n prokureur is, of 'n advokaat is, of 'n dokter is, God wil jou gebruik waar jy is. Moenie dat daai mislukkings jou weerhou nie. Moenie dat dit wat jou seer gemaak het, en dit wat dubbeltjies in jou pad gekom het, jou breek nie. Kom uit by dit wat God vir jou instoor. Sê net, ek gaan vanaand, besluit in jou hart om te sê, ek gaan weer begin droom, ek gaan nie opgee, jy weet, op dit wat, jy weet, ek gaan nie opgee op dit nie. Ek gaan nie opgee op die plan wat God vir my instoor het nie. Daar's 'n doel, en soek dit, en jaag dit na. En dan sal die wêreld, glo ek, en ek weet ook vanaand, en ek kan dit vir jou sê, ook vir jou verseker 'n beter plek wees. Ons word glad nie. En hoor wat ek vir jou sê, ek en jy word glad nie gedefinieer of gekenmerk deur ons omstandighede nie, maar deur ons daaglikse keuses, deur ons daaglikse besluite. Die keuses en die besluite oor beter omstandighede en 'n blink toekoms is in jou en in my hande, Boeta, Sissa. En kan ons nie maar partykeer halstarrig wees nie. Hardkoppig, kan ons nie partykeer murmureer soos Jona nie. Kan ons nie maar partykeer, jy weet, vir te lank dit mis, omdat ons, ja maar, jy weet, it's my way and that's the only way. No, let God's way be the only way. Ja, ek's nog nie waar ek wil wees, maar daarom nie meer waar ek was nie. En vir jou wat vanaand luister, is dit baie nodig om te dink, of om te besef, dat daar is nog steeds 'n blink toekoms vir jou. Ons kan toelaat dat ons omstandighede ons definieer, of ons kan dit gebruik om ons motivering en ons dryfkrag vir sukses te wees. Daai omstandighede gaan ek gebruik. Ek wil net hoor, op TikTok en op Facebook is ek nog mooi aanlyn
Is my sein nog reg? Ek sien TikTokkers sê yes, dit lyk so. Facebook's bietjie stadiger, maar ek weet ek hoop jy luister vanaand en jy hoor wat ek vir jou sê. God ere man, God ere vrou wat opstaan vir sy woord, wat getrou is om te sê ek staan op God se beloftes. En ek wil hê jy moet ook vanaand weer by 'n plek kom in jou lewe om te sê ek gaan nie dat my pyn en my seer en my mislukkings en my vernederings, dalk het jy jou familie verneder, dalk het jy mense teleurgestel. Moenie laat daai goed jou teruggaan nie. Onthou, die duiwel, Lucifer, is die vader van die leuns. En ek het gisteroggend vroeg, jy weet, toe ek opstaan, toe het ek hier, ek dink ek het vroeg 'n videoetjie gemaak oor familie en ek het gesê dat die God hou van 'n gelukkige gesin. Die duiwel haat 'n gelukkige gesin. Adam en Eva toe hulle saam is, toe het die pop oor die fan gestraat. En 4 bladsye in die Bybel dit Kain vir Abel vermoor. Lucifer haat gelukkige gesinne. En dalk het jy deur 'n moeilike tyd gegaan, dalk het jy deur ongeluk gegaan, dalk het jy deur bankrotskap gegaan, dalk het jy deur slegte tyding gegaan, dalk het jy slegte tyding gekry van 'n kind wat ernstig siek is of 'n geliefde wat gesterf het. Ek weet nie, dalk het jy jou werk verloor, dalk sê jy vanaand, Stef, ek kan nie saam hierdie goed praat nie, want dit gaan met my goed. Prys die Here. Prys die Here, eer die Here. Maar vanaand kyk ek hierna en ek wil bysit. Jy is nie wie ander mense sê jy is nie. Jy sê wat jy skoonouers sê jy is nie. Ek weet nie hoekom sê ek dit nie, ek sê dit maar net. Jy het dit dalk nodig, jy skakel dalk nou toevallig een. Jy is nie wat daai slegte goed wat daai vrou sê jy is nie, of daai man sê jy is nie, of wat daai kind sê jy is nie, want kinders sê die lelikste goed vir ouers. Ek ken dit nie, my kinders is die mees liefdevolste kinders. Maar jy is nie die produk van ander mense. Jy is nie wat hulle sê jy is nie. Hoor jy wat ek vanaand vir jou sê? Jy is wie jy jouself toelaat om te wees. Hulle ken jou nie soos God jou ken nie. Wayne, thanks. Ek het 'n paar apostels vanaand hier aanlyn hoor. Die manne, dis my lekker as almal saam praat. Jy is wie jy vir jouself toelaat om te wees, en ook te hoor vanaand wat ek vir jou sê. Die belangrikste is, wat dink God van jou en my? Wat sê God van ons? Dis nie mooi nie. Hy sê ek het jou dier gekoop. Jy's myne. Jy's 'n koning se kind. My oog is op jou. En vanaand moet jy en ek onsself hieraan herinner. Hoor gou, die doelwit is nie om ontslae te raak van ons omstandighede nie. Hoor wat ek vir jou sê. Die doelwit is nie om ontslae te raak van die omstandighede nie. Want dit is 'n groot deel van wie ons is. Die doel is om die goeie en die positiewe dinge in die lewe, soos ons opvoeding en ons morele waardes te gebruik
om dit te verbeter. Ek dink, persoonlik, 'n mens kan reeds begin deur groot te droom en nie te sit en wag. En ek wil hê jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê, vir 'n wonderwerk om te gebeur nie. Staan op en jaag uit drome na. Ek weet nie van jou nie, maar ek is verseker nie 'n produk van my omstandighede nie. Ek glo hierdie 25 minute op hierdie aand, hierdie pragtige sonnig aand het dalk iets in jou binneste losgemaak. Dalk het hierdie net kom sit hier in jou diepste om vanaand vir jou te sê, Boeta, Sissa, jy kan weer opstaan. Hou goeie moed. Begin weer te droom. Josef is deur sy familie in die put gegooi, deur sy broers. Die put het nie, en ek hoop jy hoor wat ek nou vir jou sê, hy het toegelaat dat die put hom vorm en nie hom definieer nie. Hy het vir homself sê, ek is nie wat hierdie put sê ek is nie. Ek is nie 'n slaaf nie, ek is meer as 'n slaaf. Ek wil vanaand vir jou sê, Josef is van die put af na die paleis toe. Maar dit was 'n proses. En vanaand voel jy dat jou termyn verstreke is. Dit voel vir jou vanaand dat jou termyn, die vervaldatum het al gekom en jy spoor jou tyd en jy hier is agter en die dokters uitslaa is beroerd en dit voel vir jou of die skrif teen die muur is in jou verhouding of in jou huwelik. Ek wil net vanaand saam met jou kom bid en saam met jou vanaand, jy weet, stil word en vanaand vir jou sê, moenie laat dit jou definieer nie, laat dit jou vorm. En kyk uit dit uit en sien nog steeds die doelwit en droom nog steeds. Om daar in die tronk te gesit het, Josef, en te dink, Here het vir hom al hierdie drome gegee oor dat hy gaan heers, maar nou sit hy in 'n tronk. Die integriteit in Josef se lewe was van so aard dat hy het nie handdoek ingegooi nie. Hy het nie ophou glo in God se beloftes nie. En vanaand wil ek vir jou sê, Sadrag, Mesach en Abednego het nooit gedink hulle gaan opeindig in 'n vuuroond nie. Samson het nie gedink hy gaan opeindig sonder oë nie. Josef het nie gedink hy gaan opeindig in 'n put nie. Esau het nie gedink dat sy eersgeborene reg sal van hom weggevat word deur sy eie boeta nie, sy eie broer nie. Daniël het nie gedink dat hy gaan opeindig in 'n leeukuil nie. Moses het nie gedink dat toe hy uit slawerny was, dat hulle voor jy weet, voor 'n see gaan kom en die vyand is op hulle nie, maar God het vir hulle dit oopgemaak. Het nie gedink daar in die woestyn dat jy weet, toe hulle water gesoek het, toe hulle daai water proe, is dit bitter, maar God het dit weer soet gemaak. Vanaand is jou bitter storm, dalk knou dit aan jou, en het daai omstandighede soos mos op jou kom groei. Het daai dinge wat jy nooit gedink het oor jou sou kom nie, oor jou gekom. Maar vanaand sê ek vir jou, hierdie is 'n keuse om weer op te staan, want Josef het 'n keuse gehad of hy maar 'n slaaf gaan bly. Maar weet jy, selfs daar het God hom gebruik, in integriteit het hy vasgehou. Paulus het uit die tronk uit nog steeds mense bemoedig. Kom ek en jy
laat nie toe dat daai pyn en daai dinge wat gebeur het jou vorm en van jou lelike mens maak nie. 'n bitterseer, ongeskikte boelie maak nie. Kom ek en jy staan vanaand op in erkentlikheid en sê, Here, ons het nodig om dit na te jaag. Daai drome wat ons eens op 'n tyd gehad het. Vanaand wil ek saam jou bid. Ek wil juist in hierdie oomblik, ek weet nie wanneer wie ook al na die boodskap gaan kyk of kyk nie. Maar die Here het jou innerlik besonders baie lief. Jy is duur gekoop met sy bloed. En vanoggend se boodskap het ek gesê dat hy iets van homself toe hy opvaar en jou en my kom plaas, sy Heilige Gees. En vanaand wil ek dankie sê, Here, dat hierdie man wat luister vanaand, hierdie vrou wat vanaand luister, maak nie saak uit watter deel van hierdie aardbol hulle kyk en luister nie, maar Here, kom raak hom en haar aan. Daar's omstandighede, daar's situasies, daar's storms, daar's seer, daar's bitter, daar's pyn, daar's elende, daar's armoede, daar's werkloosheid, daar's siekte, daar's dood. Ag Here, vanaand kom ons en ons kom bord stil voor U. En ek wil dankie sê vanaand dat in U is ek 'n nuwe skepsel. Die ou lewe het verbygegaan. Alles het nuut geword. En vanaand, Here, terwyl alles nuut word, erken ons ook vanaand dat ons dalk opgegee het op ons drome. Opgegee het en ons bely vanaand, Here, ons het opgegee om op te staan. Ons het opgegee om weer te begin glo in onsself. Te glo daar's 'n toekoms. Te glo om weer te kan droom. Dat dinge weer kan verander. Nou, Here, bid ek vir haar en hom, vir 'n verandering in hulle gemoed, in hulle siel, in hulle emosies, in hulle intellek, in hulle sienswyse, in hulle psigiese, fisiese, in elke faset, Here. Bid ek dat dit in lyn sal kom met God se woord. En dat hierdie die aangename week sal wees vir haar en hom. Die aangenaamste oomblik van deurbraak en voorsiening. En dat ek, Here, my mentaliteit sal verander. My gesindheid om my omstandighede sal ek verander. Ek staan weer op daarin, Here. Ek gee U die eer daarvoor. Ek loof U, ek aanbid U. Dankie vanaand dat ek saam met hierdie vrou, saam met hierdie man kan bid, saam met hierdie gesinne kan bid, saam met hierdie kinders kan bid, wat so kosbaar is. Jongens, U hou ons almal in die holte van U hand. Mag hierdie jou week van beskerming, jou week van deurbraak, jou week van genesing. Mag hierdie die week wees dat jou beker weer oorloop. Mag hierdie boodskap vanaand wortel skiet in jou gees. Dat jy sal sê ek's meer as wat hulle sê. Ek wil vir jou sê vanaand, vir dit wat by jou en my is meer as wat by hulle is. God is met jou. Mag jy een besonderse, soete, nagrus en geseënde week hê. Ek bid saam jou, ek kyk uit om hierdie week elke aand tussen 8 en 9 saam jou te kuier. Ek is opgewonde, omdat God is wakker oor sy woord, om dit te volbring in jou en in my lewe. Hy is wakker om dit te volbring, maar hy soek 'n man, hy soek 'n vrou, wat dit kan bely, en dit kan leef en kan droom. Kom ek en jy doen dit. Dit is my baie lekker gewees om saam met jou te kuier, en soos jy al reeds gehoor het, my nommer is op die platform, so as jy graag op ons groepie wil kom op WhatsApp, stuur vir my WhatsApp, en sit ek jou op, en vanaand se boodskap stuur ek op die groepe, en môre se kort boodskappe, sodat jy hierdie week, jy weet, kan wegspring in oorwinning
en in deurbraak. Vir my lekker gewees vanaand om saam met jou te kuier. God's good all the time. Renier het nou my nommer geplaas op Facebook en ek sien Almarie op TikTok. Het was lekker gewees om saam met julle te kuier. Weet dat julle is in my gebede en ek draai jou op aan die Here. Goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Hou vas daaraan, hou goeie moed. God bless.